Ons het op 'n vorige geleentheid gesels oor die ingewikkelde beplanning wat nodig is om spraakklanke te kan voortbring. Ons het daaroor besin dat geen beweging wat deur ons lywe uitgevoer word gedoen kan word sonder dat ons breine die nodige beplanning daarvoor doen nie. Die brein, wat soos 'n marionette meester agter die skerms die toutjies trek. Wat, wanneer ons 'n klank soos n wil sê, die stembande aansê om te sluit, die tong aansê om op te lig en die sagte verhemelte aansê om te sak, dit alles terwyl die longe aangesê word om 'n deurlopende lugvloei vry te laat. Ons het verder gesien dat dit nie 'n enkele spier of gewrig is wat verantwoordelik is vir die lig van die tong of die sluit van die stembande nie, maar dat verskeie groepe spiere en gewrigte in harmonie moet saamwerk om so 'n aksie tot uitvoer te bring. 'n Ontzagwekkende, komplekse sisteem. 'n hele fabriek, 'n produksielyn wat saamwerk om spraak moontlik te maak en die kontrolekamer wat toesien dat elke deel van die produksielyn reg funksioneer, dit is die brein. Nou, die een in beheer moet natuurlik weet wat hy doen, anders gaan die verlangde gevolg nie plaasvind nie. Die produksielyn gaan 'n gefrommelde paneel in plaas van 'n motor-engine voortbring of iets in diervoege. Hoe weet die brein dus watter opdragte hy moet formuleer om 'n spesifieke spraakklank voor te bring? Kom dit van self? Is dit aangebore en wag die brein vir 'n gegeewe tydstip om sy vermoë te begin tentoonstel, sê nou maar hier rondom 1 jaar? O nee. Ons het al daaroor gesels dat die brein by geboorte 'n sisteem vol potensiaal is, maar dat die sintuiglike kos wat sy omgewing omvoer, veranderinge gaan laat plaasvind wat die ontwikkeling van vaardighede moontlik gaan maak. En die brein leer om spraakklanke te maak by die ore, die oë en die mond. Van dag 0 af word die baba omring deur mense wat rondom hom praat. Sy oogies hou die meeste daarvan om na sy mamma se gesig te kyk. Babas word veral deur hulle mamma se monde gefassineer. Die brein neem al hierdie inligting wat vanaf sy oë afkom en pas dit by wat hy hoor. Die brein van 'n jong baba van 2 tot 3 maande het alreeds 'n hele klomp inligting bymekaar gemaak en ontleed en agtergekom dat sekere geluide pas by sekere mondbewegings. Hy toets dit dan ook self uit wanneer hy begin babbel. Aanvanklik, wanneer 'n baba babbel, kom daar van alle soorte klanke uit. Maar gaandeweg begin die brein wegsnoei aan die babbelklanke wat nie voorkom in die taal wat deur die mense in die baba se omgewing gebruik word nie. Maak geen fout, elke baba word gebore met die potensiaal om enige spraakklank in die wêreld te kan voortbring. Hy moet dit net hoor. As hy die klapklanke van Xhosa hoor, sal hy dit kan sê. En as hy 'n Arabiese suigklank hoor, sal hy ook leer om dit te sê. Natuurlik is sommige klanke moeiliker as ander leer mens dikwels langer as ander s, maar solank jy dit genoeg hoor, en daar is nie ander onderliggende probleme met die brein en die spraakmeganisme nie, sal jy dit wat jy rondom jou hoor, leer sê. Die beginsel hier is dit, die oor leer die brein. Die tasinligting uit die mond en dit wat die oë sien, word gedurig gepas by wat die oor vir die brein voer. En so leer ons praat. Van tevore het ons daaroor gepraat dat die language arts of ons taalvermoë in gewone Afrikaans bestaan uit praat, luister, lees en skryf. En ek het die verstommende stelling gemaak dat lees en skryf afhanklik is van luister en praat. Vandag gaan ek 'n bietjie meer van hierdie misterie verduidelik. Hierdie proses van leer praat, die brein wat die sintuiglike inligting van hoor, sien en voel in my mond bymekaar voeg om uit te werk hoe om 'n spesifieke spraakklank voor te bring, gebeur baie vroeg in 'n kind se lewe. In die eerste lewensjaar word daar al massas fondasiewerk neergelê, soveel dat kinders teen hulle eerste verjaarsdag al gewoonlik 'n woord kan sê. Maar die jong kind, sê nou maar van so 4 jaar en jonger, het geen bewussyn daarvan dat die woorde wat hy praat opgedeel word in klanke nie.
Die brein is wel daarvan bewus dat daar afsonderlike klanke is, want hoe anders sal die brein die spraakbeplanning kan doen? Maar die kind is nie bewus daarvan dat afsonderlike klanke bestaan nie. Maar dan, as die brein genoeg taal gehoor het, en die kind self genoeg taal gebesig het, vind 'n verrassende proses spontaan in die brein plaas. Die kennis wat intuïtief was, hoe om spraak voor te bring, raak bewustelik, en die kind begin ontdek dat woorde 'n begin en 'n einde het, dat sommige woorde lank is, en dat ander woorde kort is, dat sommige woorde aan mekaar gelas kan word, om dan nuwe woorde te vorm, of dat jy stukkies woord kan wegvat, om nuwe woorde te maak. Kinders ontdek dat party woorde dieselfde ritme het, mieliepit, olifant, krokodil, bloekomboom, maar kameel per trapsiekies, bombasties. En dat ander woorde rym, wal, val, bal, mal. En ten slotte, dat appel, Amerika en aster almal met A begin, en vis, vark en vrou almal met F begin. O, sal jy dink, dit leer kinders mos as hulle leer lees. Verkeerd. Kinders weet hierdie dinge voordat hulle leer lees. Voordat hulle formeel van letters leer, behoort hulle hierdie bewustelike kennis van die klankmatige aard van spraak en taal self ontdek het. Maar omdat kinders vandag nie genoeg hoor en nie genoeg praat nie, word die verloop van hierdie proses versteur en begin meeste kinders vandag formele leesonderrig terwyl die ontwikkeling van fonologiese bewustheid nog nie begin het nie of nog net deels plaasgevind het. In situasies waar kinders genoeg hoor en praat en min genoeg aan skermaktiwiteite blootgestel word, sien ons aspekte van fonologiese bewustheid op baie jong ouderdomme na vore kom. Op so vroeg as 3 jaar sal kinders al bewus word van afsonderlike klanke en nuuskierig raak oor watter letter pas by 'n spesifieke klank. Hier is dus die verlore legkaartstuk. Die ding waaroor almal so kopkrap, naamlik waarom sukkel kinders soveel meer om te leer lees deesdae? Die antwoord lê by meer luister en meer praat. As ons die brein genoeg daarvan gee, sal normale ontwikkeling die kind van self bring by wat nodig is vir leer lees. Miskien sal jy nou dink dat ek daarom regtig die kat aan die stert beet het. Alle kinders wat begin leer lees kan mos praat. Mens moet hulle knaat stil maak, dis 'n gebabbel van môre tot aand. Waarom sê ek dat kinders nie genoeg praat nie? Ek gaan myself nie vandag verdedig nie, maar beloof om volgende keer breedvoerig te verduidelik waarom my stelling wel water hou. Wederom.